Ek gee julle 'n nuwe gebod. Julle moet mekaar lief hê, soos ek julle liefhet. Moet julle mekaar ook lief hê. As julle mekaar lief het, sal almal weet dat julle disippels van God is. Goeiedag, ek is Paul Barnett. Welkom by Helderberg Gemeente se digitale diens. Dis vir ons 'n voorreg dat ons vandag saam met jou iets van God kan beleef. Ek wil graag vir jou bid. Kom ons sluit die oë. Here ons God, dankie dat U die God van liefde is en dat U hier teenwoordig is. Heilige Gees, ek wil bid vir elkeen wat nou saam kyk en luister. Here, dat hulle iets van U teenwoordigheid sal beleef. Heilige Gees, dat U ons sal aanraak. Dat U U woord ook vir ons sal duidelik maak. Ons wil U loof en ons wil U prys. Amen. Ons is besig met ons reeks oor Jesus in 1000 huise. Jou huis waar God mense se lewens verander. En vandag se tema is om helder te kan sien. In hierdie reeks kyk ons na 'n theology of placement, 'n teologie van plasing. Die definisie is 'n teologie van plasing is die oortuiging dat God mense doelbewus roep, lei en in bepaalde bedieninge, gemeentes, gemeenskappe of beroepe plaas, sodat hulle kan deelneem aan en bydra tot die vervulling van God se sending en doel in hierdie wêreld. Nou dis 'n mond vol. Dit beteken eenvoudig dat God jou hier geplaas het met 'n doel. En totdat hy jou wegvat iewers anders heen, is jy hier geplaas om 'n verskil te maak in jou gemeenskap, in jou menswees. Jy is op die regte plek. Is jy tans besig om te leef op so 'n manier dat God se koninkryk kom? Ons lewe in hierdie area met die pragtige berge rondom ons en ons sien die Helderberg en ons sien die see. En dan met tye, dan kom die mis oor. En ons sien nie die see of die berg nie. Ander tye is die mis nie daar nie, maar ons is so vasgevang in onsself, in ons eie klein wêreltjies, dat ons nie eens agterkom wat rondom ons is nie. 'n Mooi voorbeeld hiervan is dat deur eeue wanneer kunstenaars selfportrette maak, of het nou Leonardo da Vinci is wat homself skilder as hierdie persoon wat diep dink, of Van Gogh wat homself skilder met sy oor wat hy afgesny het, of as dit Van Ryn is wat hom skilder as hierdie diep denkende belangrike persoon, of Picasso wat hom skilder as hierdie persoon met die blokke in sy gesig. Dan probeer elkeen van ons sin maak van onsself. En dan word ons die middelpunt van ons wêreld. En dan sit min dat dit mense is met glimlagte, met vreugde wat straal. Meestal mense met fronse. Nou ons het vandag nog 'n kultuur van selfportrette. Ons neem selfies, die hele wêreld vol. En elke slag as jy 'n selfie neem, dan kyk jy so mooi wat die een van die 10 foto's wat jy geneem het is die beste een wat jy gaan gebruik, wat die een wat jou die beste lyk, en wat is die beeld wat jy vir die wêreld wil gee. En dit sê maar ietsie van die beeld wat jy van jouself graag wil uitstraal. En dan, wanneer ons so droom, wanneer ons 'n visie vir onsself het en 'n droom vir onsself het, dan sit baie keer ek en jy in die middelpunt van hierdie skildery en dit gaan alles net oor ons. En baie keer so 'n bietjie ook oor die feit ons. Deur eeue egter sien ons in die Chinese kultuur dat as hulle kunstenaars selfportrette maak, dan lyk dit anderste. Meeste van die tye is 'n selfportret van 'n Chinese kunstenaar 'n groot berg of 'n groot rivier of 'n groot stuk see wat hulle skilder. En dan soek jy die persoon. En as jy mooi kyk, baie keer het jy 'n vergrootglas nodig en kry jy hierdie persoon wat iewers besig is om teen die berg uit te loop of op 'n bootjie op die rivier af te seil. En dan is die interessante, daar's altyd iewers 'n tempel of 'n heilige plek. En hoe nader hulle aan die heilige plek kom, hoe kleiner word hulle. En die hele idee is om te sê dat wanneer ons besef wat ons roeping in hierdie wêreld is, wanneer ons na God kyk, dan word ons kleiner ook in die manier hoe ons oor onsself dink. Dan word jou selfportret nie meer die plek waar jy in die middel is, groot en alles op jou fokus nie, maar dan word jou selfportret die wêreld waarin jy leef, en jy wat iewers 'n rol speel, klein soos jy is, besig om 'n verskil te maak. Nou hierdie het die vroeë gelowiges baie mooi geweet. As ons daar in Handelinge 2 lees oor die vroeë kerk wat bymekaar kom, dan staan daar in vers 44,
Al die gelowiges was eensgesind en het alles onder mekaar gedeel. Hulle het hulle grond en hulle besittings verkoop en die geld aan almal uitgedeel volgens elkeen se behoefte. Nou hierdie eensgesindheid beteken wanneer hulle gedroom het en wanneer hulle 'n visie gehad het, was dit altyd 'n droom of 'n visie wat groter as hulle was. 'n Droom vir hulle gemeenskap, 'n droom vir die medegelowiges, 'n droom vir die wêreld. En dan het hulle, as hulle gedroom het, dat wanneer dit my goed gaan, dit met die persoon langs my ook goed gaan. Elkeen volgens hulle behoeftes. En die hele idee om as gemeenskap te leef is 'n idee wat vir ons vreemd geword het in die westerse samelewing. Elkeen van ons droom vir onsself. Elkeen van ons het 'n visie vir onsself. Maar vir ons gemeenskappe, dis iets wat agtergebly het. Vers 46 sê hulle het almal elke dag getrou by die tempel bymekaar gekom, van huis tot huis gemeenskaplike maaltye gehou, hulle kos met blydskap en in alle eenvoud geëet en God geprys. Die hele volk was hulle goedgesind en die Here het elke dag mense wat gered word by die gemeente gevoeg. En hierdie fantastiese gedagte, hierdie ervaring dat God vir hulle so goed was, want om 'n groter visie te hê, beteken dit ek moet in soveel verhoudings rondom my leef, dat ek mense se behoeftes en se harte hoor, sodat hulle behoeftes aangespreek kan word. Maar wanneer ek op my eie leef, dan word my visie beperk, soos mis wat die berg wegsteek, die see wat so kolossaal is vir my onsigbaar maak. In hierdie wêreld waarin ek en jy leef, jaag ons so vir oorlewing, jaag ons so om by die werk te kom, werk ons so hard word, werk ons onder soveel druk, dat op die einde van die dag ons verhoudinge al hoe minder word. En as ons met mense te doen kry, dan is dit om dinge te reël, maar nie regtig om te sit en hulle te luister en te hoor nie. Nie om regtig by hulle uit te kom as mense en laat hulle behoeftes ons aanspreek en laat ons 'n groter visie het wat ons saam oor droom en dink nie. Ons het arm geword. Ons het nie meer altyd so 'n helder view nie. Ons helder uitsig het klein geword. Dis net my klein wêreldjie. En daarom word ek oorweldig deur my klein wêreldjie, want alles draai oor my. Die vroeë gelowiges het anders gedink. Hulle het nie net oor hulle eie lewens gedroom nie, maar hulle het gedroom oor die gemeenskap van gelowiges. Hulle het gedroom oor die wêreld waar hulle behoort. En omdat hulle so vir mekaar omgee het, omdat hulle tyd gemaak het om saam te eet en saam te kuier, het die Here elke dag mense by hierdie vroeë kerk gevoeg. Het om te besef 'n groot geestelike ding wat jy kan doen. En nou moet jy mooi hoor, hierdie is ontsaglike belangrike geestelike ding, is om saam met ander gelowiges te eet. Saam met ander mense te eet en te kuier en te luister en te ontvang en te gee. En juis in hierdie menswees, dan begin ek helder sien. Want ek sien verder as wie ek is. En ek sien die mense rondom my. Dit was vir die vroeë gelowiges 'n werklikheid en daarom het tekste soos 1 Korintiërs 12 en 13 wat gegaan het oor die liggaam van Christus vir hulle so sin gemaak om te sê, ek is nie die belangrikste een van die liggaam van Christus nie, ek het 'n taak om te vervul en ek het die ander nodig, soos die neus die oor nodig het en die toon die pinkie nodig het, so het elkeen van ons 'n rol om te speel. Ek is nie alles nie, ek is ietsie, maar die res het my nodig. En omdat die res my nodig het, sal ek voluit lewe. Romeine 12 wat praat oor die gawes en hoe God ons met sy gees seën en hoe God die Vader en God die Seun en God die Heilige Gees met ons besig is, sodat ons hier as 'n liggaam van Christus die wêreld kan laat sien hoe God lyk. En daarom as jou roeping en jou visie en jou droom oor jouself gaan, dan gaan die wêreld nooit vir God sien nie, want jy kan nie vir God op 'n manier uitleef net op jou eie nie. Ons is deel van sy liggaam. Ons wil baie keer net vir die mense die pinkie wys, of die klein toontjie. En dan verstaan hulle nie vir Christus nie. Die liggaam is nie sigbaar nie. Hierdie helder view vra dat ek verder sal kyk.
Dit maak dat Matteus 25 vir ons sin maak wanneer die Here sê, dit wat jy aan die geringste van my gedoen het, het jy aan my gedoen. Om te leef vir God met 'n visie wat 'n verskil maak, leef ek in hierdie wêreld vir ander mense. Lewe ek saam met ander mense, geniet ek ander mense. En dan besef ek moet 'n visie hê, nie net vir myself nie. Wat is die visie wat ons het vir ons gemeenskap? En ek kan nie besluit wat is die visie wat ons het vir ons gemeenskap nie. Ons moet besluit. Wat is ons droom vir ons gemeenskap? Ek kan nie besluit wat is ons droom nie. Ek moet saam met jou droom, sodat ons kan sê, dis ons droom, en 'n verskil kan maak. En ons droom nie deur 'n werkswinkel te hou nie, ons droom deur saam te eet, en mekaar moeite te doen, te kuier, mekaar te ontdek, se menswees te vier. En dan, as ons verstaan, hierdie helder visie gaan daaroor, dat ek nie net inkyk nie, ek moet weet wie ek is, maar dat ek ook uitkyk, en dat ek die mense rondom my sien, dan is daar ook 'n opkyk, wanneer ek God raak sien. En wanneer die twee gebiede waarna ons vandag kyk, helder view is 'n Montclair, die Frans daarvoor is, of dit beteken in Frans, om die berg duidelik te kan sien, om 'n duidelike beeld van die berg te kan sien. En dan gaan dit ook daaroor dat ons besef, maar van die begin af het God so met ons 'n pad gestap en sy genade oor ons uitgestort, en het hy gemaak dat ons iets van hom kan beleef. In die vroeë gelowiges, die Israeliete, het God baie keer ontmoet, deurdat God op 'n berg aan hulle verskyn het. In Eksodus 19 lees ons een van hierdie verhale, waar Moses so sukkel met die volk, en dan sê God, man, ek sal aan hulle verskyn op die berg. Ons lees Eksodus 19 daarvan vers 11 af. Hulle moet oormôre gereed wees, want dan sal ek die Here na Sinaï berg toe afkom, voor die oë van die hele volk. Jy moet rondom die berg vir die volk 'n grens vasstel, en vir hulle sê, julle moet oppas om nie op die berg te klim of selfs aan die heilige te raak nie. Elkeen wat aan die berg raak, moet beslis doodgemaak word. Julle mag so iemand nie met die hand aanraak nie. Hy moet beslis met klippe doodgegooi word of met 'n pyl doodgeskiet word. Dit maak nie saak of dit 'n mens of 'n dier is nie. Hy mag nie bly lewe nie. Eers wanneer die ramshoring blaas, mag hulle die berg uitklim. Moses is toe die berg af na die volk toe. Hy het hulle beveel om hulle te reinig en hulle klere te was, en vir hulle gesê, wees oormôre gereed, en moet intussen nie naby 'n vrou kom nie. Met dagbreek die derde dag was daar donderslae, weerligte en donker wolk op die berg. Daar was ook die sterk helder klank van 'n ramshoring. Die hele volk in die kamp het gebewe. Toe het Moses hulle uit die kamp laat uitgaan om voor God te gaan verskyn, en hulle het by die voete van die berg gaan staan. Die hele Sinaïberg het begin rook toe die Here in vuur daarheen afkom. Die rook het opgetrek soos die rook van 'n oond. Die hele berg het ook geweldig geskud, en die geluid van die ramshoring het al hoe harder en harder geword. Moses het gepraat en God het hom in die donderslae geantwoord. Toe die Here na die top van Sinaïberg toe afkom, het hy vir Moses na die top van die berg toe geroep. Moses het daarin opgeklim, en die Here het vir hom gesê, gaan af, waarsku die volk, dat hulle nie deurbreek na my toe nie, die Here nie, toe om na my te kyk nie, want dan sal baie van hulle sterf. Selfs die priesters, wat gewoonlik in my teenwoordigheid kom, moet op 'n afstand bly, of anders sal ek baie laat sterf. Nou, in hierdie gedeelte wonder mense nou, wat gaan hier aan? God wat op 'n manier vir hulle sigbaar word, maar hy's daar op die berg, in die rook, en in die wolke, en die vuur, en in die aardbewings, en die lawaai, maar hulle kan nie naby hom kom nie. Die berg was altyd hierdie simbool gewees van God se heiligheid, en omdat God heilig is, en ek is sondaar, naby sy heiligheid kom, sal ek dood neerslaan. Ons sien ook hoe hierdie gedagte van God se heiligheid verder beskryf word, wanneer daar in die tempel 'n gordyn gehang word wat die allerheiligste so gehou het, dat mense nie naby God kan kom nie. Hulle moes God gevolg het deur die te volg wat die voorreg gehad het om by hom te wees. Wanneer ons praat oor Montclair, dan dink ons aan dit wat gebeur in die Nuwe Testament.
Wanneer Christus kom en aan die kruis sterf, en wanneer hy sterf, dan skeer hierdie tempelhangsel van bo tot onder deur, en ewe skielik is God nie meer vir ons verberg nie. Want dit gaan nie daaroor dat ons meer met ons sondigheid in sy teenwoordigheid kom nie, ons kom in sy teenwoordigheid as vrygespreektes, skoon gewastes van die Here ons God. In Moses se tyd het dit baie keer so gebeur, dat Moses gaan net om God te gaan besoek, en terwyl Moses gaan om met God te praat, en die volk uitgegaan en met eerbied gekyk, hoe gaan hy, en dan het hulle aangaan met hulle lewens. En as hy terugkom, het hulle weer uitgegaan, en dan het hulle gaan hoor wat hy sê. Ek en jy het vandag 'n ander voorreg. Ek en jy het vandag die voorreg om hierdie God self te ontmoet vir wie hy is, om in sy teenwoordigheid in te gaan, sy heiligheid te beleef, toe te laat dat hy ons vervul, sodat ons in hierdie wêreld kan leef. By ons werk dit so, dat ons het die voorreg om te sien hoe God mense se lewens verander rondom ons. Ons het die voorreg dat ons kan sê as gemeente, ons besef hier gebeur ongelooflike goed. Reg oor die wêreld verkondig die gemeente die evangelie van die Here Jesus Christus. Ons het die versorgingssentrum wat sy 7-8 mense 'n week kos gee. Ons het die versorgingsnetwerk wat gemeentelede wat swaar kry finansiëel dra, iets van daai vroeë kerk se beginsels werk. Ons het bedieninge waar mense kinders bedien, waar mense ouer mense bedien, waar omgegroepe mekaar bedien. Ons het bedieninge waar ons saam aanbid, loof en prys. Ons het bedieninge waar ons met gasvryheid vir mekaar sê, kom ons eet saam. Maar baie keer mis ons uit daarop. My buurvrou, Julita Kreer, ons het dieselfde uitsig op die berg, maar vir die afgelope aantal jare wat ons hier bly, is ons deel van ons straat se omgegroepie. En daar gebeur aan hierdie wonderlike ding. In die oggende dou voor dag of in die aand as die son sak, dan kry ons hierdie foto's op die groep. Die foto's wat sy van haar voorstopie afneem van die berg. En dan is dit vir haar so lekker, want sy is so lief vir die berg. Dit is so mooi, dit is die pragtigste foto's, en elke foto is iets verskillend. En dan kyk ons na die foto's wat sy stuur, en dan dink ons, wow, hoe gelukkig is ons nie om hier te bly nie. Maar terwyl ons kyk na die foto's wat sy stuur, sit ons in ons huise. As ek uitstap op my stoepie, het ek presies dieselfde geleentheid om te sien wat sy sien. Maar dit is my goed genoeg om te sê, wow, kyk hierdie pragtige foto's van waar ons bly. Baie keer wanneer ons so opkyk na hierdie berg, hierdie teenwoordigheid van God wat vir ons 'n werklikheid geword het, dan is dit vir ons goed genoeg om te sê, sjoe, ons gemeente doen hierdie amazing goed. Ek kyk daarna en ek is so opgewonde oor al die goed wat die gemeente doen. Iets van die vroeë kerk is hier 'n werklikheid. Dis vir my so lekker. En dan kyk ek na die foto's van wat ander mense doen. En ek mis uit daarop, terwyl dit vir my ook 'n moontlikheid is om dit in persoon te beleef. In watter mate leef jy in hierdie werklikheid, dat jy nog God se droom sien, God se visie verstaan? In watter mate is jy deel van hierdie gemeente, waar jy saam droom, saam sien, saam beleef, saam kuier, saam ervaar, en saam oorweldig word deur 'n God wat die wêreld verander? Jy sien, jy kan op die pragtigste plek bly met die grootste view. En dan kan jy eintlik mis wat hierdie view sê, omdat jy jou gordyne toetrek. Nie net die gordyn wat maak dat God agter hom is nie, maar ook die gordyn wat maak dat jou medemens agter dit is. En in plaas daarvan om hierdie visie te hê, wat binne toe kyk, wat buitentoe kyk, wat opkyk, verskraal jou lewe na 'n visie wat binne toe kyk, na 'n droom vir my. En dan word dit gewoonlik 'n drog visie, 'n drog droom. Is jy besig met 'n groter droom, omdat jy hierdie tyd saam met God spandeer, omdat jy hierdie tyd saam met medegelowiges spandeer, saam eet, drink en kuier en ontspan? Is dit vir jou genoeg net om ander se foto's van hulle geloof te sien, van hulle ervarings van God? Of is jy ook op 'n plek wat jy sê, ek sien 'n groter visie. Die Here my God roep my, plaas my hier,
Nie net dat ek vir my toekoms bou nie, maar hy plaas my hier sodat ek in hierdie gemeenskap, in hierdie gemeente, 'n verskil kan maak, sodat mense God kan beleef, so die wat te min het, genoeg sal hê, en die wat genoeg het, nie te veel sal hê nie. Om na binne te kyk is gesond. Wat is my visie, wat is my droom? Maar dit help my om na buite te kyk, en saam met ander te sê, wat is ons visie? Wat is ons droom vir die gemeenskap, vir die gemeente, vir die wêreld? Om saam met ander op te kyk na die berg en te sê, wat is God se droom, se visie vir ons? Mag jou selfportret nie net 'n fotootjie wees van waar jy pose in die middel en dit gaan net oor jou nie. Mag jou selfportret die plek wees waar jy jouself afneem as deel van 'n groter gemeenskap waar God besig is om sy doel met hierdie wêreld te bereik. Jy is hier met 'n doel. En daardie doel is nie om een fantasties wonderlik iewers alleen te wees nie, maar om een van die liggaam van Christus te wees, wat saam God se doel in hierdie wêreld bereik. Kom ons bid saam. Here ons God, dankie dat U ons roep, dat U met ons besig is. Here, as ons hierdie roeping baie keer so maak, dat dit net hierdie persoonlike ding is wat oor my gaan, en wat ek bereik, en die groter prentjie heeltemal mis. Here, bid ons dat U ons sal help, dat ons die gordyne sal ooptrek, die gordyne sal ooptrek van ons binnekamer, sodat ons meer sal sien wie U wil hê ons moet wees. Die gordyne sal ooptrek sodat ons kan kyk na ons gemeente, ons gemeenskap en die wêreld rondom ons, dat ons saam met mense sal eet en kuier en na hulle luister, sodat ons saam sal kan droom oor U droom vir hierdie wêreld. Here, dat ons saam met ander gelowiges sal opkyk na die berge, sal besef die gordyne is weggetrek. Ons kan in U teenwoordigheid wees. Here, help ons om U te beleef en nie net foto's van U te kyk deur ander mense se lewens nie. Maak ons lewe hier die moeite werd. Dankie vir hierdie helder view wat ons het, en dat die berg vir ons duidelik is. Dat ons mag aanraak, mag naby kom, en dat U ons toevou. Amen. Ons het nou ook geleentheid om die Here te dien met ons offergawe. Ontvang dan nou die seën van die Here. Mag die genade van God, die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees by jou wees. Mag jy vervulling hê in jou roeping, omdat jy saam met genoeg mense eet en kuier, om te hoor waarmee is God besig met die groter groep van ons, sodat ons God sal sien en beleef, en dat ons op so 'n manier sal leef, dat God elke dag mense by ons sal voeg, omdat hulle in ons die liggaam van Christus se liefde sigbaar vind. Amen. Ek hoop jy het 'n lekker dag.